vertel. Ek voel dat is so 'n hindernis vanmôre met die ons is soos 'n ou jol, so dat te sê. Maar ek wil vanmôre vir iets vertel. Ek het 'n rugprobleem gehad, wat my 15 minute in die môre gevat om net wakker te word, net op te staan, net te sit. Ek sê altyd witte krap wakker kom. Maar een aand, in die diens terwyl ek net die keyboard speel, en ons ingaan in 'n ekstase van aanbidding. En ek het met my rug teen die muur gestaan, want dit is al hoe ek op keyboard speel. En van die pyn net te verdra terwyl ek speel. En almal vergeet dit van almal. Niemand het omgegee waar hulle is nie, van die een persoon langs hulle nie. Almal het gekonsentreer op Jesus Christus. Party mense het op die mat gelê, ander het hulle hande in die lug geslaan, ander was op hulle knieë, en ons het net gesin, en party gehuil, en party gebid, en party het net in tale gepraat. Daai volgende môre, toe staan ek op, en ek kom nie agter, dat ek spring uit die bed uit, ek loop, ek weet hier niks, ek en my dogter is mol toe, en toe sy huis toe gaan, betrek het my, maar ek het geen pyn. Ek het pynloos opgestaan. Die Here het my gesond gemaak. En ek kan aanbid. Nie gebed nie, nie insien, net terwyl ek ongeloof en prysing. En ons gaan vanmôre hierdie lees, I am redeemed. By love divine. Glory, glory. Christ is mine. Healing is mine. Provision is mine. Protection is mine. Breakthrough is mine because Christ is mine. Amen. All to Him. I now resign. Here ons gee ons probleem, ons gee ons druk. Ons gee vanmôre dit wat ons pla. Ons gee vanmôre elke negatiewe gedagte in ons af vanmôre. We resign from it in the name of Jesus. I am redeemed.
klavier speel. En Vader, in die gees daar so hole van 'n weerstand. Want jy sien, die Bybel sê ons borstelstryd is nie een vlees en bloed nie, maar die bose magte, die owerhede wat in die lig is. Wanneer jy God se naam begin groot maak en oplig, en jy sit die totale fokus op hom, dan voel jy hoe val die kettinge van die omstandighede van jou af. En dan voel jy hoe verander die atmosfeer omdat God instaan. Dan ervaar jy iets anders. En jy beleef iets anders soos dit wat ons nou ervaar en beleef in die môre. Want die halleluja sing ons nie vir iemand langs ons of vir mense die ons sing vir hom. Halleluja. Uit jou wees, jou binneste kom. Daarom dat die halleluja soos donderslaan in die kring. Halleluja. Van vraag, ons sal dit nog een keer as die Bybel die klavier so vloei. Ons sal dit nog een keer en dan bidde. Sluit jou oë. Lig jou hart vir môre. Lig jou hart. Stel jouself oop en sê, Here, ek wil hier na oplig, ek wil hier bid, omdat ek hier nodig het in die môre. So nodig, o Here, wanneer ons kyk wat gebeur in die wêreld, onskuldige mense hulle lewens verloor, wat nie betrokke is, mag jy saam julle is. Waarom is jy mekaar? Dan oor die kaart met toevlugs oorboord, waar jy kan kom en kan kom afskakel, en sê, Here, ek is saam met my medegelowige broeders en susters vanmôre hier, nie net vir myself nie, o Here. Nie net vir myself nie, maar vir elkeen vanmôre. My halleluja's môre, die hemel oopmaak, dat God vanmôre sy hart, sy liefde opnuut in jou lewe instort. Dan moet jy Christus verkeer en Here Christus verkeer, maar dan God vanmôre, dat ons in die vryheid van die Here kan staan, en die Bybel sê, gister is verby, is vandag wat saam aan. Vergeet gister, vergeet Christus se probleme, vergeet Christus se omstandighede, vergeet dit vanmôre terwyl jy met daai deur wat gestap het, en wat mense gesê het, vergeet dit. Sy het agter jou. En as 'n vader vanmôre met 'n vaderhart, wat vir jou omgee, wat jou liefhet met 'n oneindige liefde, maar nie saak wat jy doen, is 'n liefde vir jou verander nooit nie. Is 'n vader wat jou liefhet. Halleluja, kom ons sing dit. Dankie, Here. Jesus. Halleluja.
o Here gewas in die bloed van die Lam. Gereinig en geheilig. U wat Vader omgee in ons lewe, o Here. Dat ons in hierdie môre kan staan en verklaar, is heilige grond waarop ons staan. Heilige grond, Here. Ons erken vanmôre die geopende hemel. Ons erken vanmôre die atmosfeer is anders met die teenwoordigheid. Here, ons stel blydskap vanmôre in mense se lewens wat het verloor. Bid vanmôre, Here, dat die God vaderlike hand sal beweeg oor man en vrouens se lewens. To restore this morning, O God. Omdat Jesus uitgeroep het aan die kruis, dit is volbring. Verlaat wat hy was, Here. Eensaam alleen, elke toe geskop, verwarring, o Here, omdat ons eintlik verwarring moes gewees het. Het hy ons plek ingeneem, sodat ons aanvaarding kon kry. En toe hy uitroep en hy sê, jullie op langer Sondag. Waarom, o my God, het u my verlaat? Sodat ons aanvaarding kon kry by u. Daarom dat ons môre weet, ons is nie wees nie. Ons behoort aan Christus Jesus. Dankie vir môre daarvoor, Here. Ons eer as God in die môre. Dankie, Here, vir die herstelwerk wat U al reeds begin het in mense se harte. Dankie vir môre, soos U Frans sê, dat die persoon wat hier in die hospitaal opgeneem is. Here, ons dink in die besonder vir môre aan het. Ons vra dat die God gegewe hand uitgestrek sal wees om. Dat die gebede, Here, van hulle wat roep vir sy herstel, dat het nou sal begin intree. Dat ek vanmôre dat die Here, dat die persoon wie se naam genoem is, Here, al ken ek nie die naam nie. Die woord sê vanmôre, U ken elke naam, o Here. Spring ook daar die persoon voor die vanmôre. In diepe afhanklikheid, o Here. Ons vra dat U as God dat die persoon aanraak in die môre. My help U vanmôre staan. Wie beter vanmôre as U ken, Here? Wie beter vanmôre verstaan die hart van die mens as die ewige God vanmôre? Das niemand. U ken vanmôre, Here. U verstaan vanmôre. U het begrip vanmôre vir elke mens. Dankie vanmôre dat ons weer staan geplant soos 'n boom by waterstrome. En ons sal vrug dra sodat God verheerlik word. Ons bid in Jesus naam en sê baie dankie, Here. Amen. Amen. Loof die Here en die sitplekke inneem. Halleluja. Wat 'n voorreg vanmôre. Wat 'n voorreg vanmôre. Ek sê jy so saggies vir die klas. Wat 'n voorreg vanmôre om met die groot God te aanbid. Ek wil vir julle sê die wêreld is nie mekaar. Hoor vanmôre. Die kerk dit toeverskoot word waar 'n veilige hawe word waar mense
moed, waar mense kan voel en hoor. Amen. Jy kan saam met preek, ek hou daarvan. Sê amen, halleluja, of prys die Here, of eina, of doen net iets, of sê net iets. Amen. Halleluja, ek hou daarvan. Ek hou van lewe, want die Here is lewe, die graf is leeg, hy het opgestaan. Halleluja, prys die Here. Ja, kom sê die Here net so lekker op. Amen. Ja, ek doen het. Hy is die koning van die konings. Ek het hom lief met my hele hart. Ek glo nie ook. Ek bemin hom met my hele wese. Wie 'n mens berei om so, sal dit berei voorhou. My vrou ken my al. As die papiere hier so die mekaar begin raak, dan weet ek nou myself nie waar sy nie. En dan sit ek en dan val die Here net 'n woord in my hart. En dan sê die Here dankie, U bly so getrou. Ek kan die Bybel oopmaak, met die Bybel saam bring het. En op hulle selfone, die Bybel sê by Romeine 8. En ek het hier spesifieke tema vanmôre, vir my boodskap. As ek vanmôre in hierdie lig kan sê, is dit, om vanmôre vir U hoop te gee. Ook vir myself vanmôre. Dus elke keer, want ons het elke dag hoop nodig in die lewe. Het jy geweet, die seerste ding in die lewe is mense se woorde. Somtyds dink mense nie wat hulle sê. Dat nie 'n fout nie. Maar ek wil nie vanmôre sê, die woord sê vanmôre, dat God ken ons harte vanmôre. Is die kenner van die hart. Te midde van al jou foute, want mense sal jou foute raak sien, maar God sien jou hart raak. Dawid was 'n man wat soveel foute gehad het. Dawid was 'n man wat soveel moeilikheid gemaak het. Toch was hy genoem 'n man so na God se hart. Prys die Here. Halleluja, 'n man. Ek wil hê moet vanmôre weet, jy is 'n man en 'n vrou. Jy is 'n seun en 'n dogter. So na God se hart. Sê vir jouself, ek kom myself is 'n man so na God se hart. Te midde van my foute, te midde van my tekortkominge, kyk God nie vanmôre na my foute nie. Hy kyk na my hart vanmôre. En ek dank die Here vanmôre dat die bloed vanmôre gee my die reg om dit gewoon te neem. As my saligmaker en verlosser gee die bloed vanmôre vir my die reg om te sê ek is 'n kind van die lewende Vader, ewige almagtige God, die ewig was en die ewig sal wees tot in alle ewigheid. Halleluja. Loof die Here. Hoeveel keer bemoedig ons mekaar nog? Hoeveel keer sê ons nog vir mekaar? You belong. Jy behoort aan. Jy behoort aan. Romeine 8. Ek gaan net die eerste gedeelte lees. Ek gaan daaroor bedien vanmôre. Romeine 8 vers 1. Paulus kom. En hy skryf die brief. En as jy mooi gaan kyk, en ons gaan net na die eerste vers vat, en ons gaan die hele woord met hom ontleed. Paulus kom en hy sê die volgende daar, en net in die een skrifgedeelte sê, daar is dan nou geen, luister mooi vanmôre, nie miskien nie 'n wonder nie. Paulus maak 'n goddelike stelling wat vaar het, omdat hy in die een woord die hele Bybel saamvat. Hy sê daar sal geen veroordeling meer, geen
maklik veroordeel ons nie, nee. Ons kyk na mense se foute. Ons kyk weer wat mense gedoen het in die verlede. En ons wil gaan krap in die verlede. Weet jy wat? 'n Astrop, hier weet jy wat 'n astrop. Jy gooi vuilgoed binne 'n astrop in. En na tyd as jy lang daar gelos het, binne daai sak, dan begin hy te stink. Jy moet hom net oopmaak, net ruik. Jy stap weg, seker deur die stank en deur die reuk, nie hanteer nie. Weet jy wat? So was by die verlede. Van sonde. Te midde van dat ek God aangeneem het, Jesus Christus is hier, het ek nog steeds tekortkominge in my lewe. En mense sal nie tekortkominge raak sien, maar God sien my hart raak. Daarom kom Paulus, en Paulus sê, daar is nou geen veroordeling meer. Geen veroordeling meer. Geen. Vir wie? Hy sê daar, vir die wat in Christus Jesus is nie. Paulus vat en hy die hele Bybel saam en dan een gedeelte in Romeine. Van die hele woord, die kruisiging, die veroordeling, die uitlating van mense, omstandighede, noem dit op vanmôre. Waarin jy ook al kan dink vanmôre, wat mense dan van jou verlede gesê het. Dink vanmôre. En enigiets, Paulus kom en hy sê, weet jy wat? Jou hemelse Vader dink eers nie dan, hoekom dink jy dat? Hoekom gaan krap jy in die verlede? Om te sien, ons gaan krap in die verlede, om ons nie weet wie ons in die Here is nie. Geanker en geplant, soos 'n boom by waterstrome, wat vrug sal dra, wat 'n vrug gee ons. Het jy geweet in die tyd van Eden, waar hulle in Eva was, as hulle van die een vrug afgepluk en dan daar onmiddellik aan die vrug uitgekom. Weet jy waarom? Want daar was die sonde gewees nie. Het jy geweet, die nacht wat in die strate loop, mense lees in die Bybel nie, mense lees ons lewens. En dan sien hulle ons tekortkominge. Maar ons tekortkominge is nie, dan sê hulle, en ek hoor daai gesegde, hulle like ons om dit te sê, as dit 'n kind van die Here is, dan wil ek nie 'n kind wees nie. Ek gee nie om wat jy wil wees nie. Ek is 'n breë kind van die Here. Halleluja, prys God vir die Here. Maar ons kyk na mense se foute, omstandighede. Paulus kom en in die eerste sê, hy sê, daar is geen, hy sê, God kyk nie na jou verlede nie. God kyk nie na enigiets wat mense wil op jou sien. Hy sê net daar is geen veroordeling meer. Vir wie? Vir die wat in Christus Jesus is. Hey, ek het my hart vir die Here gegee. Ek weet, ek maak nog baie foute, maar hou my dop. Ek is nog nie daar nie, maar ek is op pad. Halleluja, prys die naam van die Here. Kan ons leer om weer vir mekaar om te gee. Kan ons leer. Paulus kom en openbaar in God se hart. En hy sê, dis God se hart. As er geen veroordeling meer. Waarom sê hy? Hy sê, want als 'n prys wat betaal is. Wie gee mense die reg om te oordeel? Ons kan beoordeel, maar nie veroordeel. As 'n baie groot verskil. As jy beoordeel, dan sal God jou oordeel. Ons is nie die regter nie. God is die regter. Daarom dat hy sê, geen veroordeling nie. Dit beteken vanmôre, my verlede is uitgewis. Dit beteken vanmôre, die verlede het geen bestaansreg in die teenwoordigheid van God nie, maar net die verlede en die toekoms het waarde
en bestaansreg in die teenwoordigheid van die lewe, want daar's gedeel aan 'n kruis wat al klaar betaal is. Maak jou los van gister en eergister. Maak jou los van al die veroordelings. Maak jou los van al die vingerwysings. Maak jou los vanmôre van hulle wat te veel gesê het oor jou. Maak jou los vanmôre. Sê Here, ek is die kind. Halleluja. Ek is die kind. Prys naam vir die Here. As geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is, wat nie wandel na die vlees nie. Want jy sien hier die vlees staan baie keer in ons lewe op. En in die vlees wil kyk na jou foute. En die vlees wil veroordeling saai. En die vlees wil afkraak en afbreek. Dis wat die vlees doen. Daar's 'n gedeelte wat Paulus skryf en sê, ek wil graag die regte ding doen, maar as ek my kon kry, het ek alweer die verkeerde ding gedoen. Tog is Paulus die grootste kerkplanter in die Bybel. Tog het Paulus soveel mense se lewens verander. As jy my kroon hier nie, as kom die dag as ek al hoor instaan, dat hy sê, mooi so goeie getrouwe dienste, oor weinig was jy aangestel. Dit gaan nie oor die getalle nie, dit gaan oor die opregtheid vanmôre. Dit gaan oor dit te doen dit vir mense, of doen dit vir God. Halleluja, loof naam vir die Here. O nee, veroordeel nie. Paulus sê, ek wil so graag die regte ding doen. Maar sê, as ek my kom kry, dan doen ek alweer die verkeerde ding. Dan kom Paulus op 'n plek hoor en sê, hy sê, daar's 'n doring in my vlees. Hoor mooi, nie in my gees nie, in my vlees. Wat is 'n doring? Wanneer jy steek, het jy al gesien, as die vullis op die krimpel loop, so. Waarom? Want die seer, dit veroorsaak pyn. Dit veroorsaak hartseer. Het jy al gehoor aan jou kind, wanneer 'n pyndoring in sy voet steek? Paulus sê, daar's 'n doring in my vlees. Hy sê, ek sukkel met sekere goed. Ek kan nie van hierdie goed ontslae raak nie. Dit is 'n probleem vir my. Wat sê die Here vir hom? As hy God vir hom, my genade is vir jou. Sal wat hy sê? Uiteindelik sê Paulus, hou op met jou kermen gekla. Ek wil nie langer van jou pyn hoor nie. My genade is vir jou genoeg. Want ons leef onder genade. Hierdie skrif bevat het saam deur te sê, Paulus sê, God openbaar sy genade deur te sê, wanneer ek foute maak, gaan hy my nie afskryf nie. Wanneer ek bekommernis het, gaan hy my nie afskryf nie. Weet dit is die grootste probleem waarmee ons sit in die hedendaagse kerk, is dat kerke, al wat hulle leer, mense weet, al wat hulle ken is, hoe om geld te maak, en hoe om meer geld te maak, en hoe meer geld kan ek kry, hoe beter. En dit is waar die evangelie gaan. Die evangelie gaan oor mense. Dit is waarom ek sê, daar is geen veroordeling in die hemel nie. Wie gee die reg om op aarde enige mens te veroordeel? Halleluja! Hoeveel keer sê mense, maar dit is nie daar nie. Dit is heeltemal reg. Jy moet nie opleef na David of Paulus of enigiemand. Jy moet opleef na Jesus Christus, die Seun van die lewende, ware God. Dit is 'n samevatting
van die kruisiging. Dis 'n samevatting van genade, dat God ons sondes vergewe, dat ons vrygespreek is, en dat daar niks is wat enigiemand jou kan inbring voor die Here nie. Daarom dat Paulus dit self sê, hy sê, wie sal dan enigiets teen my kan inbring? Hy vra die vraag, ek wil vanmôre hê, jy moet daar dieselfde vraag vir in die hart vra. Wie sal enigiets teen die kan inbring? Wat hy sê, in Christus Jesus is vrygekoop. In Christus Jesus is daar geen veroordeling meer nie. In Christus Jesus het 'n totale voorsiening. In Christus Jesus is dit waar my gees versterk word. In Christus Jesus is dit waar ek oorwinning het. In Christus Jesus is waar daar my behoefte voorsien word. In Christus Jesus is waar daar gedeel word met elke omstandigheid. Kan ons die Here 'n lof op gee. Halleluja. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak. Wat 'n wet? Want die wet, ek hou van die skrif in Johannes 13, dit is vers 33 wat sê, en nou gee ek julle, ek kan het nog gelees, 'n nuwe gebod, 'n nuwe wet. Hoe ek moet dit sê, en hieraan sal die mense weet dat hy my disciples is waar. Gelees het by sê, aan die liefde. Niks anders nie. Aan die liefde. Hieraan sal hulle weet, wanneer ek my broers en sonde veroordeling kom nie. Wanneer ek hom sien, wanneer dalk nie gaan soos ek moet gaan, die veroordeling kom nie. Wat doen ek? Tegen my Vader in. Ek bid vir hom. Ek trou voor die Here. En ek sien God se aangesig. As daar nie 'n skoonmamie was, en 'n vrou, wat vir hierdie sondaar gebid het nie. Sy is in haar graf. Al wat ek het is haar Bybel. 'n Paar Bybels van haar wat met mekaar uitval, stukke, hulle lees so. Die dae wanneer dit moeilik met my gees gaan, dan gaan haal ek daai Bybels uit van haar. Dan gaan kyk ek, dan sien ek my naam, met die tafels, met skrifte, wat daar neergeskryf is. Dan besef ek, Here, daar was 'n skoonmoeder, wat 'n hart gehad het, wat 'n pad met God geloof het, wat nie gekyk het na my konde nie, wat nie gekyk het na my omstandighede nie. Halleluja! Maar wat gesê het, dis 'n geroepene van die Here, te midde van sy foute, te midde van sy omstandighede, sal ek aanhou bid vir hom. As ek my naam geskryf daar, met datum en tyd, wat God daar gebracht het. As ek nie eens geweet nie, dat ek hier 'n moeilike tyd gegaan. Wie wat is vir die mooiste eigenskap? Ek het altyd gesê, Mami, Johan is so mooi, wie wat? Jy sien nie eens kwaad in die duiwel nie. So mooi hart het jy. Maar dit is wie wat sy was. En is die produk van iemand wat in 'n graf lê vandag, maar op die hemelse balkon sit en juig saam met miljoene ander, sodat hierdie een dit kan verder vorentoe vat, want haar gebede dra vrug. Haar gebede is die feit dat ek hier kan staan. Haar gebede. Ons besef nie die waarde wat ons het met mekaar nie. En Paulus van het saam, en in die een gedeelte, dan is daar nog geen veroordeling nie. Die kruis het voorsiening gemaak vir alles. Ek moet hierdie woorde afsê. Die twee hou saam met die Here op die kruis. Dat jy moet iets gebore verstaan.
Die Ou Testament is die fondasie. Jy moet vanmôre iets verstaan. As jy die Ou Testament wegvat, vat jy alles weg. Mense verstaan dit nie. 'n gebou moet 'n fondasie hê. En as daar kraak, as fondasie swak is, ek is nie 'n bouer nie, maar ek weet een ding. As ek in 'n huis instap, die eerste ding is ek kyk na die mure. En as daar kraak is, dan weet ek daar's fout met die fondasie. Die Ou Testament noem ek die fondasie. Ja, Jesus Christus is die hoeksteen van die huis. Die Nuwe Testament bou die huis. Die twee hang saam hier aan die kruis. En ek kan Matteus 4 gaan lees. So vanaf vers 11, daar kan jy maar gaan lees. Die Heer sê toe, as jy die Here is, hoor mooi, die voordeel, as jy die Here is, toe, bewys jouself aan ons. Matteus 4 kom die duiwel, die Satan, en hy versoek die Here, ek gaan lees maar mooi dieselfde woorde, toe, as jy die seun van God is, sê vir die klippe, hulle moet brode word. Ons moet die konnotasie in die Bybel verstaan. Waar het dit begin? Dit het begin in die tyd van Eden, in die paradys. Dis waar het begin. Want is dieselfde woorde waarmee hy kom. Die vyand, na hiervan toe sê, het eintlik hy maar daarvoor gesit, aan die voorkant, hy maar gesit. Is jy seker dit is wat God gesê het? Het God regtig so gesê? Nee, die woorde gevat en verdraai. Aan die kruis openbaar die vyand homself. Maar mooi, wil ek met vanmôre iets verstaan. Waar het jy jou krag verloor? In die paradys. Dis waar die mens sy krag verloor. Dit is waar sonde ontstaan het. Dit is waar God gesê, jy sal uitgaan. Jy sal nie terugkom nie. Want jy sien, Jesus Christus moes kom. Ja, die hang saam op die kruis, moet dat sê, hy sê, vrees jy nie God nie. Het jy geen as mens wat God nie meer vrees nie. Alles het 'n show geword. Hulle is belangriker as wat God is. Hulle sê, dit kom in die kalopneer, jy aanbid die leier. Terwyl die woord sê, die enigste die jy aanbid, is die Here jou God. In die hemel, op die aarde, onder die waters, is die Here jou God, niemand anders nie. Dan sê die Here, dink aan my. Dit is hierdie skrif wat Paulus sê, daar sal geen veroordeling nie, want die oordeel het in die tuin begin. Die oordeel het daar begin, waar Adam en Eva fouteer. Die oordeel, en vergeet jy die storie van, ja, dit is Eva gewees, Adam is onskuldig, nee, Adam, die man, is die leier, hy is die hoof, hy moet sy plek inneem as die hoof, halleluja, kan ons God om hom vergeet. Wat sê Jesus vir hom? Jesus sê vir hom, vandag sal hy saam my in die paradys wees. Wat sê hy? Wat bedoel hy? Toe hy daardie woorde gesê het. Toe hy sê, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Weet jy wat? Die Heer sê, toe, as jy die seun van God is, hou jouself in ons self. Weet jy wat, die Heer het ook nie eens geantwoord nie. Die probleem is, ons luister na die negatiewe mense van woorde, dan wil ons reageer.
moenie toelaat dat mense jou lewe beheer deur hulle woorde nie. Van beheer van jou eie lewe. Laat God op beheer van jou lewe wees. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar is dan nou geen veroordeling meer. Hoor mooi. Waar was Jesus? Waar was Jesus toe die sondeval plaasgevind het? Hulle sal reeds daar gewees. Hoor wat sê hy? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie môre nie, nie oormôre nie. Wat hy eintlik sê is, ek kom herstel jou in jou oorspronklike gesag, autoriteit en heerskappy wat die vyand by jou kom steel, kom gee vir jou terug. En ek hou niks terug nie. Waarom gaan dit soos wat het gaan? Want ons verstaan nie die diepte en die waarde wanneer Paulus hierdie woorde spreek. Ja, persoonlik nie. Ek het al soveel kanse om 'n nuwe stuk geslaan. Van om dit te verduidelik. Met passie, maar vanmôre jy moet weet wie jy in die Here is. God het sy seun gestuur, het jou kom herstel in volle gesag, en autoriteit en heerlikheid. Hy het jou kom bekleë met vars nuwe heerlikheid. Waarom gaan dit soos wat het gaan in jou lewe? Moenie kyk na die een langs jou. Luister vanmôre, haal jou oë van die regering af, ek wil het so op die lig sê. Haal jou oë van die regering af, sit jou oë op die Here. Halleluja! Sit jou oë op die Here. Die regering kan vir jou niks doen, maar God kan vir jou alles doen. Halleluja! Dis wat Paulus sê. Paulus sê, right, bring hulle in. Wie wil beskuldigings teen hulle? Bring hulle. Bring hulle. Want ek is gewas in die bloed. My oë is nie op die regering nie, sê Paulus. Paulus sê, ek kyk nie wat die regering vir my kan doen nie. Want jy sien eintlik hoe die kerk daar wees, sodat die regering hulle antwoord by die kerk kan kry. Maar nou hardop ons na hulle toe, om die antwoord by hulle te kry. Hulle het geen antwoord. Kom ek sê vir die wêreld, het geen antwoord wat heiliglik plaasvind nie. As jy die skrif mooi gelees en sien wat gebeur in die wêreld, dan weet ons waar staan ons in die Bybel uit. Dan weet ons wat besig is om te gebeur. Dis net God se genade. Ons besef nie hoe dankbaar ons moet wees dat ons die vryheid het om God se woord te kan lees, dat ons die vryheid het om in 'n plek van aanbidding saam te kan kom, dat ons die vryheid kan hê deur te sê, ek gaan nie my broer of my suster veroordeel nie, ek wil graag hê hulle moet vanmôre in die kerk saam met my wees, waarom ook al is vanmôre, dat hulle vrede sal vind. Halleluja, loof die naam van die Here. God herstel jou in die oorsprong van jou krag. Nou sien ons omskryf dit nie. Want jy sien, my oë is gefokus op my finansiële omstandighede. My oë is gefokus net op dit wat ek kry. Kom ek sê vir die vanmôre, hierdie man en vrou is 'n lewende getuie. Luister vanmôre, sonder om 'n vinger te verroer, maak God deure oop, bring God bonatuurlike voorsiening, dat mense verbaas staan, want jy sien, hulle wat by ondergang wil herstel, besef nie, daai gat wat hulle grou, maak hulle by al hoe daai hoop, en hoe daai hoop raak, hoe kleiner word dit, want nader druk dit my na die Here toe, hoe meer besef ek my afhanklikheid aan die Here, en wanneer op my omstandig lê hulle voet, en hulle voel in die gat, en dan veroordeel hulle nie, dan bid ek vir hulle sê, Here, maak hulle oop, want ek wil hulle nie veroordeel nie, want daar is nog geen veroordeling meer, vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek wil jou vanmôre sê, ek nie om wat gister gebeur het nie. Vergeet dit, kry lang daarmee, het gaan oor vandag. Het gaan oor vandag.
verstaan nie vanmôre, want die Paulus sê, daar is geen veroordeling nie. Hy verwys na die paradys waar die mens krag verloor het. Dit is hoekom aan die kruis die twee gehang het, dat Jesus wys, die vyand is uitgekleed. Die herkenning moet aan sy woorde. Is uitgekleed. Het hom nie eens geantwoord nie. Die probleem is, ons praat meer oor die vyand as oor God. As ek hoor, sê mense, kyk hoe gaan dit. Kyk wat gebeur nou weer. Kyk hier, kyk daar. Sê nee, ek kyk by die woord. Ek kyk by die woord. Kyk, luister vanmôre. By God is daar niks onmoontlik. Niks. Niks. Al die jare wat ons gesaai het, gegee in die bediening. Na al die jare sien God ons net op 'n bonnatuurlike wyse. En ek verhoed nie, ek verhoed nie. En die sien ek het gesaai, toe die kans en die geleentheid gehad het. Nie net altyd geld nie, maar my lewe wat ek gegee het. Want ek al geleerd vir die evangelie. Kerk word gebouwd het oor die wêreld heen. Pastore wat oor my resulteer. Dan noem ek hier daar, ek is 'n vader. Ek is 'n vader, die baie seuns, baie dogters. En hier is die dink op vader. Saam, ons het pad geloop, met die voorreg gehad, saam my vrou, saam met ons man, en my dokterstraat, en dat doet ek nie. Die pad, as jy terug in my leven, ek het iets opneem, vry, laas die by die pad ons saam my geloop. Was dit? Daar is nog geen veroordeling meer. Geen. Vir die wat Christus Jesus is. Dis 'n beginsel wat goddelike waarde het. Kerk ons moet altyd hier ons hande ondersoek. Vra Here, was daar ons? Maar nog tot mevrouw Frans, die enige mense gereel om saam ons te wees, dat hulle net voor toe sal kom. En dan gaan ek vra, kan my voor toe op baie dankie. Ek wil ook mense sal vra, net vir ons so ietsie te deel, oor die nagmaal. Net soos een nieuwe paard het, van die vrymoedigheid, baie dankie. Jy weet, ons staan teen die mense en sê, elke siel wat Sondag wil sterf, wat God het so bepaal. En elkeen word skuldig bevind, wat God het gesê, as jy een oortree, moet jy almal oortree. Die wet staan letterlik in die oordeelsbare as 'n aanklaer teen die mens. Jesus Christus staan en sê, maar hulle kan dit nie betaal. Hulle het niks om te gee. Hulle kan dit nie volbring. Maar hy is sonder sonde. Waar kan die wet iemand veroordeel? En tot dood veroordeel wat sonder sonde is? By Jesus Christus kom en hy sê, maar ek sal gaan staan in hulle plek. Oordeel my, want ek sal hulle sondes, al hulle sondes, van Adam af, tot op die laaste een wat gebore word, ek sal hulle sondes vat. Ek sal die vloek word, en ek sal sterwe. En letterlik moet die wet, wat ook regverdig is, en God wat regverdig is, met Jesus Christus skuldig bevind,
omdat hy al ons sondes op hom gevat het. En hierdie Here Jesus, wat eintlik sonder sonde is, wat nou die veroordeelde is, nou die ene is wat swart beklee is met al die sonde van die wêreld van begin af, staan soos die veroordeelde en sterwe soos 'n veroordeelde. En daardie dag aan die kruis, daai dag met sy dood, is daar 'n lammetjie wat geslag word terwyl dit lig is, en daar is 'n lammetjie wat geslag word terwyl dit donker is, maar daar's 'n lam van God, wat in die middel van hy twee wat ook geslag word, en daar is 3 lammers wat sterwe, maar daar's 3 mense wat sterwe. En daar is een wat aan sy kant staan en hy sterwe in die lig, maar daar is een wat staan aan sy kant en hy sterwe in duisternis. En vandag kom ons hierdie tafel en dit staan daar, en die Here Jesus Christus kom staan letterlik, as die middelaar en kom staan en hy sê, kies vandag, kies lewe of dood, kies vandag waar jy wil wees, kies vandag, maar ek wil vanmôre sê, toe Jesus Christus alles op hom gevat het, was dit sonde, was dit veroordeling, was dit siekte, was dit alles wat die duiwel aan ons kant toe gebring het, en alles wat die sonde veroorsaak het hy daai dag op homself gevat. En as kind van God, as ons kan glo vandag, dat deur sy wonde is ons gewees, as ons kan glo vandag, dat hy vir ons gesterwe, kan ons glo vandag, dat ek aanvaar niks, wat die Bybel sê is nie myne. Ek weier om siekte te aanvaar. Ek weier om terugslag te aanvaar. Ek weier om te aanvaar dat negativiteit is deel van my lewe, want dit is nie wees nie. Want Jesus het dit gedra en die tafel getuig vanmôre daarvan. En wanneer ons die nagmaal neem vanmôre, neem ons dit in oorwinning. Weet ek het altyd gehuil as ek die nagmaaltafel gebruik, ek sê nagmaal, dan hy, dat ek dat Here Jesus so prys kom betaal, dat hulle sy liggaam so uit mekaar kon ruk met sy wreedste dood wat hy ooit kon sterf. Tot een dag, die Here my sê, waarom hy dood? Wees bly, want jy het lewe gekry. En lewe, ek oorvloed. En hy daai prys betaal met blydskap, sodat ons vanmôre hier kan staan. En ek wil sê, kind van God, die kerk is 'n reus wat moet wakker word as ons besef wat het Jesus gedoen. En ons moet ons boldness terugkry in die Here. En ons moet begin opstaan soos mense wat in oorwinning is. En ons moet sê, die vyand heers nie oor my net nie, die spraak oor my nie, was presies soos die boodskap vanmôre uitgegaan het. Ek gaan net niks daarby byvoeg, as om te sê, laat ons reg, ons identiteit besef vanmôre in en deur die bloed van Jesus. Want hier is 'n tafel wat getuig vanmôre en sê, kies vanmôre waar jy staan. Kies of jy in oorwinning staan. Kies wat gaan oor jou heers. Of staan in oorwinning van die bloed van die lam van God. Amen. Loof die naam van die Here. Ek gaan vra dat ons die nagmaal neem, kan ons nou net sing oor die bloed van Jesus. Halleluja. Oor die bloed van Jesus. En wat nou al saam ons in die lig is vanmôre, wil ek vanmôre nagmaal saam met ons gebruik, soos die tafel net kan oopmaak. Ons dank die Here vanmôre, dat hierdie tafel behoort in 'n kerk nie. Hierdie tafel is die tafel is wat die Here self ingestel het. Daarom kan jy vanmôre met vrymoedigheid neem. Vrymoedigheid. En dat jy vanmôre kan verstaan, hierdie tafel is oorwinning. Dat jy vanmôre hierdie oorwinning vat, dat dit in jou hart kom lê. Dat jy vanmôre kan sê, Here, dankie vir die oorwinning, dankie vir die nagmaal, dankie vir die prys wat betaal is. 'n Prys wat niemand kon betaal het nie. Hy sonde kon word. Hierdie tafel sê vanmôre, u en ek, wat die God nou skenk in die bloed van Jesus na ons. Dan sien hy nie ons foute nie, hy sien die bloed. Wanneer iemand iets verander, dan sê Jesus vir Vader, wag.
bloed reinig hom. Vader, moenie kyk as ek tekort kom nie, want my bloed bedek dit. Ek het gister begrafnis bygewoon, iemand sê iets baie mooi. Persoon wat begrafnis lei, hy sê iets, sê die volgende, hy sê, ek het pas al vir jou, ek sê so. Niemand kan die snij sien, dat wat bedek dit. Sê, bedek dit. Kijk hoe jy dit so mooi verstaan. Jy kan het nie sien. Vanmorgen bedek sy bloed jou lewe. Vanmorgen die merke, en ek het hier moes kry, is die merke vanmorgen wat in sy hande is en om sy reg is. Het jy geweet, het jy ooit jezelf gevraag van waarom het Jesus net 39 kansel gekry? Waarom nie 40, waarom nie 50, waarom spesifiek 39? Het jy ooit die vraag vir jezelf afgevraag? Kan ek jy help vanmorgen? Hy het 39 houe gekry. Het jy geweet, daar is 39 hoofdsiektes waar al die siektes onder gekategoriseer word en afgebreek word. Daar is net 39 hoofdsiektes in die hele wêreld. 39. Hy het alles op hom geneem. Hy het totale voorsiening vir my en vir jou gemaak. Halleluja. Kan ons God gee, 'n lofoffer vir hom. Kan ons die Here lofoffer gee. Hy het totale voorsiening gemaak. Sy liggaam vanmorgen. Neem dit vanmorgen. Dis sy liggaam. Neem dit vanmorgen. Neem dit vanmorgen. Begin eens met die voormalig vanmorgen. Sy liggaam. Sy liggaam vanmorgen. Sy liggaam. Sy liggaam wat vir ons so prys is. Die prys wat betaal is en daardie dag in die Here Jesus sy disciples bedien. Het die brood geneem en gesê, dis my liggaam. Neem dit. Eet dit. En die beker geneem. En hy sê, neem dit. Hoor mooi, dis my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament. Neem dit. En hy het gesê, dis 'n verbond, hierdie is 'n verbond wat ons eerbiedig elke keer van ons die nagmaal gebruik. Dis 'n verbond van die Nuwe Testament. 'n Verbond wat nie 'n mens ingestel het nie, maar wat Jesus Christus self ingestel het. En hierdie verbond herinner my elke keer, en net een keer 'n maand nie. Maar elke dag van my lewe herinner hierdie verbond my aan die genade van God wat hy oor my gehad het. Mag jy dit vanmorgen neem. Mag jy ook niet ervaar hoe God jy herstel, hoe jy genees, hoe jy reinig, hoe jy heilig, hoe jy omstandighede verander, wanneer jy dit neem in die morgen. En hy het gesê, neem dit. Ek is ook die glas is net so weer voorbij gaan neersit. Neem dit. Het is my liggaam. Het is my liggaam. Kan jy sommer nie so soek van asseblief. Oor die bloed van Jesus. Ek dank die Here vanmorgen vir die bloed van Jesus. Wat my heilig en wat my reinig, wat my skoon was in die
sê daar sal geen veroordeling nie. So teenwoordigheid en sagtheid en die bloosheid van God in die môre. Dring dit in vanmôre. Sê liggaam vanmôre. Dankie Here, U was ons vanmôre op die Christus sneeuw. Die genade vanmôre oor Here. Dankie vir die môre. Jesus, U bloed. Dankie vir die bloed van Jesus. Halleluja. Dis heilige oomblik. Dis goddelike heilige oomblik. En dis die verbond wat hy gestel. Loof die naam van die Here. Loof die Here. Wat 'n voorreg vanmôre deel te kan wees van die liggaam. Die liggaam van Christus. Ons is die lede. Halleluja, wat 'n voorreg vanmôre. Prys die naam van die Here. Eer God in die môre. Ek wil so vanmôre met 'n lied afsluit. Dis 'n baie ou Pinksterkoortjie. Die woord om te ken. Sing the new touch of fire on my soul. Kan ons speel. Kan ek vra, en so met hom sing. As jy nog nooit gehoor het, jy gaan jy vanmôre hoor. Hulle wat saam met ons op die lig was, ons sê die Here baie, baie dankie. Mag God se vuur hulle ook vanmôre aanraak. Mag die genade van die Here vir elke wees in 'n baie besonderse wyse. Mag die liefde van God elkeen omvul. Mag die Here vir u werklik deurkom. Amen. Prys die naam van die Here. Sing the new touch of fire on my soul. En dan kry jy so 'n huppel en stap en sê, Here, ek voel die vuur vanmôre. Halleluja. Kan ons sê amen. Prys die Here. Wat 'n voorreg. God se genade. God se vrede. God se heerlikheid. Halleluja. Okay, so ons gaan sing the new touch of fire on my soul.